in. Baie welkom almal. Ons wil julle graag welkom heet by vandag se webinar. Saam met Hannes Barnard. Nou, Hannes is 'n multigenre skrywer. Nou, vir die van julle wat nie weet wat dit is nie, dit is 'n skrywer wat sommer verskillende klomp stories skryf. So hy skryf stories oor die geskiedenis, oor skelms, stories wat jou laat lag, stories wat jou laat huil. En Hannes het ook al stories oor see gepubliseer, wat hy sommer self ook vertaal het. So, dit is 'n groot voorreg vir ons om saam met Hannes hier te kuier, en hopelik gaan julle almal vandag baie by hom leer. So, ons sien verskriklik baie uit om te hoor wat jy te sê het, Hannes. So ek gaan oorgee aan jou. Baie dankie Ena, dis heerlik om hier te wees en om julle hier te hê. Dit is altyd lekker om te praat oor woorde. So en dis eintlik waar ons vandag praat. Ons praat oor waar kom stories vandaan en die krag van woorde. So vir woorde vir my is geheime wapens. Hoe meer woorde of geheime wapens jy het, hoe beter is jou kans om suksesvol te wees. En dit maak nie net, ek praat nie net van werk en besigheid nie, maar as jy eendag as ek, kom ons praat nou uit 'n man se perspektief, as jy eendag 'n meisie in die oog het en jy wil vir haar beïndruk, hoe meer woorde jy het, hoe beter is jou kanse. As jy niks woorde het en jy kan net sê, hallo, dan gaan jy nie ver kom nie. Maar as jy goeie woorde het en 'n bietjie interessant is, dan het jy 'n lekker kans. So dit is hoekom ek van woorde hou. Dit gee vir jou baie geheime wapens in jou sak wat jy kan saamdra oral waar jy heen gaan. So, ek gaan gou volgende een aanskuif. Ek wil gou vir julle vertel van my splinternuwe boeke. So ek Ena het nou gesê ek skryf 'n klomp verskillende tipes boeke, maar ek het onlangs 'n bietjie probeer om laerskoolboeke te skryf en hierdie is my poging. So ek gaan begin met grapgat. So dis 2 woorde, grapgat. En ek het eendag gewonder, wat sal gebeur as almal hulle sin vir humor verloor? Ek weet nie wie van julle kan dalk sê nou in die boksie daar, wie van julle hou daarvan om te lag? Want ek is mal daaroor om te lag. Ek lag die hele tyd. Ek maak grappies. Vir my is humor ontsettend belangrik. Maar toe wonder ek, wat sal gebeur as almal hulle sin vir humor verloor en niemand lag meer nie? Almal is net nors en kwaai en bitter die hele tyd. En toe het daai idee in my kop gekom en ek het hierdie boek geskryf. So dit gaan oor hierdie dorp, Droefput, waar 3 maats bly. So ons het vir Jakes, Becca en Albert en hulle 3 doen alles saam. Hulle is beste vriende, hulle spot mekaar, hulle lag lekker saam. Jakes is die grapmaker, Becca is die planmaker en Albert is die slimkop. So ons praat van Albert as boekslim en van Becca as straatslim. En hulle 3 is gehok, want hulle het gewonder wat sal gebeur as mens wasgoedpoeier vat en in 'n fontein gooi. En julle kan nou wonder wat gebeur het. Nou, ek dink julle weet. In elk geval, hulle word toe gehok en hulle word belet om na die grootste ding wat nog ooit in Droefput gebeur het te gaan. En dit is hierdie expo in die stadsaal. Maar terwyl hulle nou daaroor mor, kom hulle agter, al hoe meer mense dink niks is meer snaaks nie. Selfs hulle eie gesinne, niemand lag meer nie. By die skool ook, die onderwysers maak nie meer grappies nie. En hulle probeer dink, wat kan gebeur? Wat kan gebeur het? Is dit iets in die water? Is dit iets wat mense eet? Want elke dag is daar minder mense wat lag. En hulle besluit toe om te agter die kap van die bel te kom, om uit te vind wat gebeur, hoekom gebeur dit. Maar hulle het 'n vermoede, Semma, hierdie super slim, super moeilike vrou wat in die gemeenskap bly en sy is hierdie besigheidsvrou met baie geld. Hulle vermoed sy het iets daarmee te maak. Maar terwyl hulle ondersoek aan die gang het, raak een van die 3 weg. So dan is dit nou 'n kwessie van tyd of hulle vriend gaan kry en kan keer dat almal hulle lag verloor. So dit is 'n baie pret boek. Daar is 'n gat in die boek, ek gaan nie vir julle sê wat dit is nie,
Maar ek het ontsettend pret gehad om hierdie boek te skryf. Ek het 'n paar grappies daarin gesit. So hopelik geniet julle dit en lag julle saam met my. En dan het ek hierdie ander twee boeke geskryf, Allegaartjie en Alle Mapsticks. Ek noem dit JKDA boeke. Dit is jy kry dit alles boeke. Want nie almal hou van stories nie. Party mense hou van feite, party hou van grappies, party hou van raaisels, party hou van woordspeletjies. So besluit ek, kom ons sit al daai goed in een boek. So met ander woorde, of jy nou van 'n kort verhaal hou, as jy dus kies. Ek wil net sê as jy 'n hond in die agtergrond hoor blaf, dis my liewe Mac en as hy aanhou blaf gaan ek hom vir julle wys. Maar in elk geval, so ek het hierdie boeke geskryf sodat almal iets daarin het wat hulle kan geniet. Allegaartjie en Alle Mapsticks. Ons gaan 'n bietjie in hierdie sessie gaan ons kyk na wat alles daarin is. Ons gaan nou 'n paar grappies vertel. So hopelik dink julle dit is snaaks. Ek wil net vra, as ek 'n grappie vertel, moet julle vir my dadelik sê ja of nee. Dis wat ek wil weet. Okay, so hierdie is net om vir julle te wys wat ek al geskryf het. Ek het vir die hoërskole het ek die Wolk reeks geskryf, dis Wolkroet en Vuur. Ek het Halley's Komeet geskryf, ook die Engelse en Halley's Comet, en dan het ek ook kort verhale in 'n verskeidenheid bundels geskryf. So dis net sodat julle 'n bietjie 'n beter idee het van na wie julle luister. Okay, so dis my eerste grappie. So nou moet julle vir my sê ja of nee. Okay. Wat eet vliee vir aandete? Mis en chips. Ja of nee? Ek dink is snaaks, maar dis ek. So, kom ons kyk. Ek wil sê in hierdie boeke, in Allegaartjie en Alle Mapsticks, is daar geheime grappe, soos hierdie ene. Wat jy die boek om moet draai om onderste bo te lees, sodat jy die geheime grappe kan lees. En nou het ek 'n raaisel vir julle, volgende een. En julle moet weer vir my sê ja of nee. So daar is 4 vlakvarke by 'n modderput. 'n Man, 'n vrou, die pa en die ma. Die vrou se ma en pa, skus, moet duideliker wees daar. Hoe weet jy watter een van die 4 is nie vuil nie? Die skoonseun. Ja of nee? Ek het gedink is snaaks. Daar's hy. Ons begin met 'n paar grappe net om die sessie aan die gang te kry. Daar's hy. Onthou daai 2, dit is geheime grappe. Jy draai die boeke om dit te lees. Kom ons dink 'n bietjie oor kreatiwiteit en waar stories vandaan kom. Ek het vir julle vinnig vertel van grap gehad en ons gaan nou weer daaroor praat. Maar waar kry mense idees? As mens nou wonder, waaroor kan ek 'n storie skryf? Sê nou maar 'n juffrou vra vir jou, skryf vir my 'n storie en jy het nie 'n idee waar om te begin nie. Hierdie gaan hopelik vir julle help om volgende keer as julle daai vraag gevra word, te weet, okay, ek gaan hier 'n idee kry. So eerstens kyk ons na inspirasie. Wat inspireer 'n mens? So vir my, ek kyk graag na goed om my, dinge wat my inspireer. Die hond aan julle linkerkant is my hond. Dit is Mac. Hy is 'n kruis tussen 'n pug en 'n rooi panda. Wel, dis ten minste wat ek dink. Ons weet nie regtig wat hy is nie, maar ons dink dit is wat hy is. So hy bring vir my ure se plesier en is 'n inspirasie vir my. En dan die hond aan die regterkant is Otto. Nou Otto is my neef se hond. En Otto is 'n baie spesiale hond. Ek onthou eendag ons by my neef hulle gekuier en toe was my vrou het nie lekker gevoel nie en sy het buite gesit en toe het Otto net by haar gaan sit en hy het sy poot so op haar skoot gesit en net so in haar oë gestaar. En toe het sy dadelik beter gevoel. So dit is Otto. En hoekom ek hierdie storie vertel is, ek het 'n kort verhaal geskryf, Casey's First Day. Dit verskyn in Vegan Vampire as die bundel. En dit gaan oor 'n terapiehond en daai terapiehond is gebaseer op Otto. So dit is waar inspirasie vandaan kom. Gewone goed wat jy om jou sien, soos jou honde, jou vriende, dinge wat jy sien. En natuurlik, die belangrikste is, jy wil hê as iemand jou storie lees of as jy 'n storie skryf, moet jy dit kan ervaar. So hoe ervaar mens dit? Jy gebruik jou sintuie. Jy wil dit sien, hoor, ruik, voel en proe. So
As jy nou dink aan as jy 'n hond het, om aan die hond te vat, hoe dit voel, dan kan jy dit skryf. Beskryf dit. Die sagte hond. Of as jy iets ruik, hoe ruik 'n blom? Hoe ruik iets wat stink? Skryf dit neer. Moenie net sê dit stink nie. Sê dit ruik soos vrot aardappels. Het jy al vrot aardappels geruik? Dit stink verskriklik. Of as jy iets hoor, iets wat baie raas, soos 'n kar wat verbyry en sy ruitte vibreer so van die bas. En dan is dit is om iets te hoor. Jy skryf dit neer, dan hoor mense dit beter net om te sê dit was hard. Dan sê jy nee, die ruitte het vibreer. Of as jy iets sien, dit is nie net 'n roos of dit is nie net 'n blom nie. Jy sien die mooiste geel roos byvoorbeeld. Want dan laat jy toe dat wie ook al dit lees, verstaan wat jy sê. Jy sien nie net 'n blom nie, jy weet presies wat jy sien. Jy sien 'n geel roos. En natuurlik as jy iets proe, ek gaan net nou praat oor 'n baie interessante soort broccoli. Maar as jy broccoli proe byvoorbeeld, wat proe jy? Skryf dit neer. Sê presies wat jy proe. So jou sintuie maak jou kreatief. En dit is die skrywer se grootste geheim. Hulle gebruik al hulle sintuie wanneer hulle goeders neerskryf. So as jy ooit vashak, dink net, hoe proe iets? Hoe ruik iets? Wat sien jy? Wat hoor jy? Dink 'n bietjie daaroor. OK. Wat die meeste skrywers gebruik as hulle vashak vir stories is, hulle speel die wat as speletjie. Nou wat is die wat as speletjie? Ek het vir julle net nou 'n baie eenvoudige voorbeeld gegee. So, toe ek gedink het aan idees vir my nuwe boek, het ek gedink, wat as almal se sin vir humor gesteel word? Wat as iemand se lag gesteel word? En dit was die begin van my idee vir Grapgat. Ek het gedink, wat as niemand meer lag nie? Wat as almal net suur is die heeltyd? Dis verskriklik. So dis hoekom die wat as speletjie so lekker is. Al die skrywers doen. Ek het ek het byvoorbeeld met Casey's First Day, die honde wat ek net nou vir julle gewys het. Ek het gedink, wat as 'n terapiehond op sy eerste dag by die skool aankom? Gaan hy bang wees? Gaan hy opgewonde wees? Gaan hy weet wat om te doen? Dis die wat as speletjie. En hoe jy dit kan speel, is jy kan vir jouself sê, wat as, ek weet nou nie of jou skoolhoof 'n man of 'n vrou is nie, maar kom ons sê jou skoolhoof is 'n man. Wat as jou skoolhoof eintlik the Hulk was? En in die aand wanneer jy slaap, verander hy. Hy word die groen superheld. Of wat as jou skoolhoof Wonder Woman was, wat die stad in die aand red? Wat as jou hond skielik soos 'n opera sanger begin sing? Het jy al daaraan gedink? Hier is 'n lucky een en ek dink party van julle dink dit al lankal. Wat as jou beste vriend eintlik 'n robot is? Wat as die stoel waarop jy nou sit, jou skielik begin opeet? Wat? So kan jy met enigiets maak. Jy kan die vertrek waarin jy nou sit, of dit nou in 'n sitkamer, 'n eetkamer, 'n slaapkamer is, waar ook al, of as jy by die skool is, in die skoolsaal, wat as die mure skielik begin bewe, die vloer ruk, en dit styg op? So wat as daai vertrek eintlik 'n ruimteskip is? Dit is die wat as speletjie. So ek moedig jou aan om lekker te speel daarmee. Kyk na iets reg langs jou. Wat as die beker wat jy in jou hand het, skielik met jou terugpraat? Of as jy 'n slukkie vat, dan skree dit, "Eina, nee, moenie!" Wat as? Dit is die wat as speletjie en dit is wat die meeste skrywers gebruik. So dit is 'n lekker manier om stories uit te dink. Nou terug by wat as steeds, wil ek vir jou 'n vraag vra. Wat is jou superkrag? Jou superpower? Dink 'n bietjie daaroor. As jy wil kan jy dit neerskryf in die boksie.
Ek gaan vir julle sê wat myne is. Myne is ek kan enige plek loop, nê? Nee? Enige plek. In 'n gebou, buite, maak nie saak waar nie. As daar 'n bietjie stof of 'n haartjie of ietsie in die lug is, gaan dit in my oog in. Dit is my superpower. Maak nie saak waar nie, dit kom in my oë in en dan begin my oë traan. My ander superpower is as ek iewers loop en daar is byvoorbeeld die hoek van 'n deur of in 'n gebou of wat ook al wat uitstaan, ek skop my klein twintjie daarteen vas. Dit is my ander superpower. Nou ek dink klink daai vir julle na 'n lekker superkrag. Ek weet hom nie. Julle het gedink aan vlieg of vinnig hardloop. Nee, die regte superkragte is daai goed. So toe het ek weer aan 'n storie gedink. Toe dink ek, wat as daar 'n hele skool was wat hierdie rampspoedige talente het? So ek sien daar iemand verdwyn wanneer goed moeilik raak en Heidi kan mooi sing. sien, ek kan nie mooi sing nie, maar ek kan goed in my oë kry. So toe dink ek, wat as daar 'n hele skool is waar daar sulke kinders is wat almal het hierdie rampspoedige talent, soos Boeta Buthelezi wat iets in sy oog kry, maar nie net soos by my traan my oë net, maar met Boeta Buthelezi spuit water by sy oë uit. Dis regtig rampspoedig en alles begin oorstroom. Wat as jy begin bang raak en jou hare groei? Skus, daar begin my hond. Ek gaan hom nou vir julle wys. Hier's Mackie en dit is die hond wat blaf. Daar's hy. So wat as jy begin stres en jou hare groei en groei en groei of jy hoor iets wat baie hard is en jou ore swel. Dit word so groot soos olifantore. Dit is die skool vir rampspoedige talente. En ek het toe 3 stories geskryf. Daar is 'n bundel die skool vir rampspoedige talente waarin 'n fotodag by die skool vir rampspoedige talente die een storie is. En dan het ek beide in alle mapsticks en alle gaartjie het ek 'n kort verhaal geskryf oor hierdie twee oor hierdie skool. So die een is Golfzilla. So Golfzilla gaan oor die skool vir rampspoedige talente gaan na 'n golfbaan toe. En dan op hierdie een puitjie verskyn daar hierdie klou wat die bal gryp. Maar hy gryp nie net die bal nie. En dan die ander een is, en hierdie sluit mooi aan by die persoon wat gesê het hulle verdwyn as dinge moeilik raak. Daar's 'n hondjie in 'n wielietjie tas. Maar die hondjie of die tas, ons weet nie, is bonatuurlik, want as die hondjie binne in die tas is, verdwyn die tas heeltemal en almal wat daarin vat, verdwyn. So dit is die wielietjiestas. So dit is net om vir julle 'n idee te gee hoe eenvoudig jy die wat as speletjie kan speel. Jy kan maklik aan nuwe idees dink en partykeer kan jy lekker lag. Soos ek geniet hierdie stories verskriklik. Ek gebruik my eie superkragte soos die goed wat in my oë beland en ek skryf 'n storie daaroor. Okay, net terug by allegaartjie en alle mapsticks. Ek het vir julle gesê daar's interessante feite ook in. So, hier is 2 interessante feite vir julle. Het julle geweet dat baie lank terug is tomatiesous gebruik as medisyne? Hoe lekker is dit? 2 lepels tomatiesous vir jou en dan voel jy beter. Dit klink ideaal vir my. En daar was 'n tyd, ek dink dit was in die 1980s, het McDonald's in Amerika besluit, hulle gaan 'n borrelgom gegeurde broccoli produk op die mark sit. Borrelgom, ken jy dit glo? Bubblegum broccoli. Sal julle dit eet? Dink 'n bietjie daaroor. Ek weet nie, maar al wat ek weet is McDonald's verkoop dit nie meer nie, so ek dink die mense het gepraat. Ja, en Coke, Renet sê daar op die groepie, Coke was ook medisyne. Dis hoe dit begin het, Coca-Cola. Nou sê. So, nou wil ek vir julle nog 'n manier gee om lekker met woorde te speel. Ek het
toe ek klein was daar so 'n boekie wat ons gehad het en dit het al hierdie verskillende diere gehad. So dan het jy sê nou maar 'n tier by 'n springbok gesit en dan maak jy 'n nuwe dier. En in die boekies het ek twee verskillende speletjies. Die een is die deurmekure speletjie waar jy verskillende diere of jy 'n nuwe dier kan maak deur verskillende aspekte van elke dier te vat. En dan het ek in die ander boekie het ek die deurmevinsel speletjie. So wat die deurmevinsel speletjie lekker maak is jy kan 'n splinter nuwe ding uitvind. Jy kan 'n nuwe uitvindsel maak. So as jy 'n probleem het by die huis, sê nou maar jy lê in die bed en jy weet jy moet jou kas oopmaak en jou klere uithaal. Wat kan jy doen om daai makliker te maak? Dalk kan jy self iets uitvind. Jy kan hard dink daaraan of jy kan woorde gebruik en jy skep 'n nuwe ding. Soos daai prentjie wat nou daar staan, soos om 'n trekklavier, 'n petrolpomp en 'n laptop saam te sit. En jy kry alles, jy kry musiek terwyl jou petrol ingegooi word. Hoe lekker is dit nie, né? En hierso wil ek nou vir julle 'n uitdaging gee. So, hierso is 'n paar woorde wat jy kan gebruik en ek sê julle aanraai om dit neer te skryf. En as julle ek wil net gou by die bladsy uitkom waar daai is. Ja, skryf hulle neer en dan kyk julle of julle 'n nuwe woord kan maak. So jy hoef nie die hele woord te gebruik nie en ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld gee. Maar jy kan ook 'n lettergreep gebruik of 'n deel van daai woord gebruik om dan saam te voeg om dit saam te voeg saam met die ander woorde. So hier's 'n voorbeeld. Ek praat dalk nou te mekaar. Maar so op daai skerm wat julle nou sien, vat ek slim, ek vat konsertina en ek vat Mopani wurm, né? Dan vat ek die slim woord, ek vat Sertina en ek vat wurm. So dit word dan 'n slim Sertina wurm. Dis 'n nuwe ding. Wat is 'n slim Sertina wurm, wonder jy? Wel, dit lyk soos 'n strooitjie, maar dit is van staal gemaak en kan oop en toe gaan. As jy dit toedruk, kan jy dit enige vraag vra wat jy wil hê en dan wanneer dit oopgaan, dan gee dit vir jou die antwoord. Hoe klink dit vir julle? Dit, my liewe vriende, is 'n slim Sertina wurm. So watse woorde sal julle gebruik? Watse nuwe goeie sal julle skep? As julle byvoorbeeld kyk daarna vakansie, Gauteng, Boegu, wat van grap en see en robot? Wat van masjien, trekker en rooi? Dink julle kan 'n nuwe uitvindsel uitdink as julle daai goeters bymekaar sit? So ek sal graag wil hê as enigiemand braaf genoeg is om iets in die boksie te skryf van hulle nuwe deurmevinsels, sal ek dit baie waardeer. Hierdie is ure se pret en soos ek sê, dit is in alle gaartjie en in alle mapsticks is die deurmekure speletjie waar jy byvoorbeeld sê net maar 'n luiperd, 'n bobbejaan en 'n slang het en dan maak jy 'n nuwe dier met hulle drie. En ja, maar die lekkerste deel hiervan is jy maak nie net 'n nuwe uitvindsel nie. Jy sê ook wat daai ding doen. En dit is die lekkerste deel. So kom ons kyk. Ena het 'n gitansie masjien, maar ek weet glad nie wat dit doen nie. Dis 'n gietervakansie en masjien. So ek dink 'n bietjie, wat sal 'n gitansie masjien doen? Ek wonder, want dit klink vir my na 'n lekker een. Dankie Ena. So gaan speel gerus met hierdie ene. Annelies sê 'n boegoegieter en 'n robot word 'n boegiebot. Ek hou daarvan. Sy moet ook nog dink wat 'n boegiebot doen, maar dit klink vir haar of dit al bang maak. Ek hou baie van boegiebot. Daai klink soos amper soos 'n nuwe storie se naam. So 'n boegiebot is baie lekker. So wel gedaan. Sien julle, hierdie is eintlik so maklik. Jy kan selfs jou eie skryf. Ek het nou vir julle 'n klomp baie meer as wat net hierso staan, het ek in die boekie geskryf. So jy kan gerus daarna kyk en speel en oor doen en dan jou eie woorde gebruik. As jy klaar al daai woorde gebruik het, dan begin jy met jou eie woorde en jy maak nuwe deurmevinsels. So, ek hoop julle hou daarvan. Daar's hy. Laat ek net gaan die volgende een toe gaan. So, die ander ding is natuurlik as mens dit nou nie waar skryf nie. So as mens nou kyk na die maniere om
met woorde te speel is een van die lekker maniere om te rym. En rym is natuurlik nie die enigste manier om stories te skryf nie, maar dit is 'n lekker pret manier um, om jou woordeskat te verbeter en om pret te hê met woorde. En dan maak jy jou eie liedjies op. So ek hou nogal van kletsrym en ek gaan myself glad nie uitmaak as 'n musikant nie, maar ek het 'n paar kletsryme geskryf in hierdie boeke. En soos julle kan sien, daar's ene daar wat ek nie nou vir julle gaan lees nie, want ek wil hê julle moet die boek lees, want ek wil nie Giep se groot geheim weggee nie. Daar is die kletsrym se naam is Giep se groot geheim en Giep het 'n baie groot geheim. Gaan nie nou sê nie. Maar soos julle weet, die een boekie se naam is Allegaartjie en hier is die Allegaartjie kletsrym. En luister 'n bietjie of julle die rymwoorde aan die einde kan hoor. My pa staan buite besig om te braai. Wat gaan ons eet? Hy sê ek moet raai. Braaibroodjies en hoender of dalk 'n stukkie vis? Jy's reg en verkeerd, my seun, dit is gewis. Hoe kan ek reg en verkeerd wees? Vra ek hom dan. Hy lag lekker hardop en laai die vleis in die pan. Hier is wors en chops, biefstuk en brood, sosaties en mielies, ons ete is groot. En hier is selfs snoek vir jou tannie Saartjie. Dit, my seun, noem ons 'n regte allegaartjie. So daar's hy, 'n lekker kletsrym met woorde wat rym. Daar's hy. Ek wil julle aanmoedig om te dink aan sê nou jy's in die kar of jy ry ver van die vakansie af terug of jy ry skool toe of wat ook al. Dink 'n bietjie aan woorde wat rym. Daar is 'n baie bekende rapper, sy naam is Eminem en hy sê wat hy doen as hy ooit op die pad is, op 'n vliegtuig, waar ook al, hy dink die hele tyd aan woorde wat rym. So, hoekom vat jy nie die eenvoudigste woord wat ons nou aan kan dink, wat rym is nie? Wat rym met rym? Dink aan slaim, skuim, prime, luim, versuim, pluim. Wat nog? En dan dink 'n bietjie aan klip, glip, skip, drup, stip. Of jy wil nip, flip. Dit is so lekker om net eenvoudige woorde te vat en dink 'n bietjie wat rym. Want wat dit ook doen is, dit verbreek jou woordeskat. En volgende keer as jy 'n storie skryf en of 'n gedig of 'n kletsrym, dan hoef jy nie te gaan wonder en te gaan kyk in die woordeboek of op Google wat rym met iets nie. Jy gaan dit reeds weet. So oefen jouself in om dit te doen. Die ander belangrike ding is, ek gaan net gou 'n slukkie vat, is sê nou maar, jy wil eendag op Valentynsdag 'n liefdesgedig vir iemand stuur. Dan gaan jy lekker kan rym. So ek gaan nou vir julle 'n liefdesgedig lees. En ek hoop dit inspireer julle om ook volgende Valentynsdag vir die persoon wat jy 'n oogie op het, 'n mooi briefie te skryf. Hierdie is die Valentynsdag kaartjie vir 'n grot gedrog. Rose is rooi en viooltjies blou. Ek is jou geheime bewonderaar. Ek hou baie van jou. Ek hou van jou oë so rooi soos die sand, die groen van jou skibbe en die geel van jou tand. Jou hare so seegras, sag en sout, jou vel so grys, vol stekels en koud. Ek stuur vir jou 'n bak vlermuisbredie. Moet asseblief nie daarvoor nee kom sê nie. Jou knoffel asem ruik ek amper tot hier, jou huis in die grot met die mooiste slaim versier. Anders sê jy is kwaai en moeilik, maar hulle praat bog. Vir my is jy perfek, ek wil so graag met jou spog. Aanvaar tog my kaartjie en my koue hart wat ek deel, want jy, liewe grotgedrog, het my hart gesteel. Ag, ek hoop jy sien my dalk eendag tog raak, selfs al is ek die wêreld se lelikste draak. Daar's hy. Daar is vir julle 'n lekker liefdesgedig idee vir volgende Valentynsdag. So ek hoop die persoon wat jy 'n oog op hou,
is bietjie mooier as 'n grotgedrog en dat jy self ook nie die wêreld se lelikste draak is nie. Maar dit is 'n bietjie pret en dit is net om vir julle te wys hoeveel pret woorde kan wees. Ek geniet dit ontsettend baie en mens kan enigiets daarmee doen. Dan ek gaan julle nie te lank besig hou vandag nie want ek weet julle het vakansie om te hou en julle is baie doenig, maar ek wil graag vir julle 'n uitdaging gee. As mens skryf, dan het mens baie keer of baie keer sê mense vir iemand jy skryf te die mekaar of jy skryf te lank en jy sê eintlik niks nie. So 'n groot uitdaging vir skrywers is om te sorg dat die woorde wat hulle gebruik almal 'n doel het. So baie effektief, dat jy baie effektief jou woorde gebruik. So ons noem dit die ekonomiese gebruik van woorde. So in alle mapsticks het ek vir julle uitdaging. Ek het 'n kort verhaal geskryf daarin. Maar voor dit het ek 'n baie kort verhaal geskryf, 'n kort storie, regtig kort. Hierdie storie is 9 woorde lank, 'n hele storie. En die storie is: ag nee, daar was 'n doring voor die wenstreep. Dis die hele storie. Nou wonder jy, het hy voorgeloop? Was hy agter? Het hy amper ingehaal? Maar daar was 'n doring voor die wenstreep en toe trap hy daarin. En hy het waarskynlik nie gewen nie. So dit is hoe jy 'n storie kan skryf wat baie baie kort is. So my uitdaging aan julle is, en ons gaan nou nie vandag in die webinar tyd hê daarvoor nie. Maar my uitdaging aan jou is: gaan huis toe of later in die jaar of vanmiddag selfs en skryf 'n kort storie wat 20 woorde of minder lank is. En dan, as jy nou wonder, waar kan ek iets skryf? Onthou 'n bietjie hierdie wat as goeters. Ek het net nou vir julle gesê, wat as jou hond skielik soos 'n opera sanger begin sing? Wat as jou ouers besluit dat julle gesin die vakansie na die maan moet gaan? Wat as jy so warm kry dat jy graag wil swem, maar die hele swembad is vol ysblokkies en dis biwer en bewe koud? Wat as die dorp of stad waar jy bly in die nag terwyl jy slaap opstaan en iewers anders gaan neerplons? Waar is jy nou en wat gaan jy doen? Hierdie is soos 'n paar idees wat jy kan gebruik om jou 20 woord storie te skryf of enigiets anders. Enigiets wat jy sien, asseblief gebruik dit. Ek moedig jou aan, dit is vir my die lekkerste manier om te oefen om lekker te skryf, is om te kyk, kan ek iets baie baie kort skryf? Ek wil ek is amper klaar met hierdie, maar ek wil net vir julle aanmoedig. Ek wil vir julle sê, as julle nou alle gaartjie en alle mapsticks lees, dan gaan julle 'n paar interessante goeters ontdek. En dit is, jy gaan hoor of 'n 1000-poot kan snork. Wat dink julle? Wat sê die groep? Kan 'n 1000-poot snork? Jy sal uitvind. En wat is 'n ysjagjaan? 'n Ysjagjaan. Dink 'n bietjie daaroor. Dis my uitdaging vir julle. Maar as jy regtig wonder, gaan lees hierdie 2 boekies en natuurlik Grapgat as jy wil weet wat gebeur as die hele wêreld hulle lag verloor. So, daar's hy. Nou is dit oor na jou. Ek wil hê julle moet hierdie goed wat ek vandag oor gepraat het gaan oefen. Ek wil hê julle moet pret hê daarmee, want woorde is jou geheime wapen. Ek dink hoe meer woorde jy het, hoe sterker gaan jy word, hoe meer antwoorde gaan jy vir mense wat simpel vrae vra en goeie vrae vra. En dan gaan jy sommer jou lewe gaan sommer baie beter wees en makliker wees. En gaan oefen 'n bietjie die rym, gaan oefen 'n bietjie die deurmevinsel speletjie, gaan dink aan die wat as vraag en ek daag julle uit om daai 20 woord kortverhale te skryf. En ek sien uit om te hoor wie van julle 'n goeie kletsrym kan uitdink. Een wat 'n lekker beat dalk by het. So, dit is my uitdaging aan julle. Ek weet nie of daar enige vrae is van julle kant af nie. Ons kyk 'n bietjie.
Dit was nou so lekker geweest, Hannes, en ek is so bly jy het daai Valentynsdag geheime met ons gedeel. Nou, ek kan nie dink dat daar enige iemand alleen gaan wees volgende Valentynsdag nie. Ehm Onmoontlik. Lyk vir my, kom ons kyk bietjie of daar vrae is, maar ek dink hierdie webinar was nou op so 'n goeie tyd gedoen, want nou is dit vakansie, so nou kan almal lekker nog tyd hê om te speel met hulle woorde en met die boekies. So gelukkig is daar nie nou huiswerk of enige iets wat vir ons wag nie. Dis nou net nog woordspeling. So kom ons kyk. Deborah sê sy wens sy het jou raad gehad as kind. Wat is die beste raad vir as jy opstel of stories skryf, vra sy. Dit is maar net om, ek sou sê, veral as jy begin om baie spesifiek te wees. Soos ek vroeër gesê het, jy gebruik jou sintuie. So jy noem nie net iets 'n blom nie, jy noem dit 'n geel roos of 'n 'n ja, 'n lelie of jy weet net verduidelik 'n bietjie meer as net om te sê daar's 'n blom. En daar's nie net 'n kar wat verbyry nie, daar is 'n pers Opel Corsa met 'n bumper sticker wat sê pas op agterop wat verbyry. So jy benoem dit. Ek dink dis 'n belangrike een. Ek sien Renet vra hoe besluit jy op karakters se name? Dit wissel. Ek dink mens gebruik maar partykeer mense 'n naam wat jy gehoor het iewers. Wat vir jou oulik klink. Ek kan vir julle sê in Grapgat het ek 'n baie goeie vriende van ons se kind se naam is Albert en dit is een van die karakters daar is Albert en ek het hom na hom vernoem. So dit is baie keer lekker om iemand wat jy ken se naam daarin te sit en maar andersins ek weet nie as ek 'n naam raak lees dan skryf ek dit baie keer neer en dan besluit ek hierdie naam gaan ek iewers in 'n boek gebruik. So ja, dit is maar ek hou maar my ore oop. Baie dankie. Het die seun toe in die doring getrap. Hy het maar ongelukkig of wel gelukkig ten minste was die doring baie kleiner as die een op daai prentjie. Dit kan ek sê. So dit was meer soos 'n dubbeltjie en dit was seer maar daarom nie so groot soos daai nie. Maar ja, hy het en toe het hy nie gewen nie. Ag nee. Shantwane, dalk kan jy 'n ander einde vir daai storie gaan uitdink. Dis dalk 'n Presies. lekker aktiwiteit. Maar ja, ek dink ons het vandag so baie geleer en ek dink wat lekker is ook is dat baie van julle kan nou gaan en hierdie verander van julle maats wys en sê kyk wat het ek die vakansie gedoen. Dit is iets wat nie soos die aquarium is wat altyd daar is nie. Dis nou iets wat eens in 'n leeftyd was. So baie dankie dat julle saam met ons gekuier het en dankie dat julle so lief is vir boeke. Dit maak ons harte baie bly. En dankie ook vir die ouers wat julle kinders gebring het om na hierdie te luister. Nou ja, ons gaan vir julle wel die opname stuur. So julle kan oor en oor daarna gaan kyk en gaan notas maak en ook bietjie na daai tabel kyk om te kyk aan watter deurmevindsels kan julle dink. So baie dankie aan almal en ons hoop julle het 'n heerlike vakansie verder. Geniet die laat slaap. Dankie Hannes. Dankie julle, lekker bly.